soek U, o God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, kruip eens in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande oprek om U naam te eer, want U is die lewe, lewe. Hoe kosbaar is U trou, o God. U beskerm die mense wat by U skuil. In die huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van U goedheid. U is die bron van die lewe. Deur U lig lewe ons. Laat U liefde bly by die wat U erken en U trou by die wat opreg is. Genade en vrede vir U van God ons Vader, van Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing is vanmôre uit die Nuwe Testament. Ons gaan saam lees uit Johannes 4. Ons gaan net die eerste paar verse van Johannes 4 lees en ek wil u graag aanmoedig om dit verder tuis te gaan lees, sodat u ook die hele prentjie van hierdie verhaal van Jesus kan lees. Die opskrif is die Samaritaanse vrou. Kom ons lees dit saam. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. En toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was, van die reis sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, om water te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Ons lees net tot sover vanmôre. En ons tema is, God gee vir ons lewende water. Nou, u weet self, broers en susters, oor Desember was dit eintlik hier in Gauteng ongelooflik warm, hoë temperature, hoë humiditeit, bitter warm dae, sonder 'n wolkie in die lug. En 'n mens bly dors, al drink jy wat. Jy drink nou 'n glas water, en voor jy jou kan kry is jy alweer dors. Die gras was doodgebrand. Alles en almal het gesmag na so klein bietjie verligting, dat die sluise van die hemel net sal oopmaak. Gee ons tog net so bietjie reën, Here, om hierdie hitte te breek, om ons dors te les. En toe, rondom Kersfees het dit begin reën. Hier en daar los donderbuie, meer bewolkte dae en nog reën. En ons harte sing van dankbaarheid. Mens en dier en plante sug van verligting. Dit voel of hierdie druppels ons dors les. En ek dink in ons geestelike lewe gebeur dit ook dat ons dikwels so smag na 'n stukkie lafenis. Iets wat ons geestelike dors kan les. Iets wat ons kan uitbring by die betekenisvolle dinge in die lewe. Veral om meer van God in ons lewens te hê. En die wonder is, hierdie begeerte na meer val nie uit die lug uit nie.
Die begeerte na meer in 'n mens se lewe is al reeds 'n stuk getuienis dat God aan die werk is in ons lewens. Wat ons nodig het, is maniere om hierdie werk van God nie net agter te kom in ons lewens nie, maar veral ook ruimte daarvoor te maak en daarbey aan te sluit en daarmee saam te werk. En een van die wonderlike maniere waarop ons ruimte vir God kan maak, is deur geestelike gewoontes of geestelike dissiplines. Geestelike gewoontes is soos druppels water vir ons dors na God. En dit skep ruimte waarin ons dors na God geles kan word. Druppels vir die dors. Ons teks vir die prediking is Johannes 4 vers 14. Maar wie van hierdie water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Ons lees in die teks oor 'n put van Jakob. En net so ter agtergrond, die put waarvan hier gepraat word, is 'n put wat hy gekoop het van Hamor, as jy dit wil gaan lees daar in Genesis 33, en aan Josef gegee het op sy sterfbed, daar in Genesis 50. En hoewel Josef dit nooit in besit geneem het nie, net sy beendere is daar begrawe, so lees ons ook in Hosea 24. En dan, Jesus tree by hierdie einste put in gesprek met 'n Samaritaanse vrou. En met dit skuif hy alle grense. 'n Jood wat by 'n Samaritaanse vrou water vra. Dit was totaal en al ongehoord. Alhoewel hy die een is wat water vra, sien hy die dors in hierdie vrou se lewe raak. Hy sien sy kort iets meer en hy gee dit ook vir haar. Hy gee vir haar die belofte dat as sy die lewende water drink, sy nooit weer sal dors kry nie. Jesus is die enigste een wat jou lewe kan verander. Hy is die enigste een wat jou begeerte na God, daardie behoefte na sin en betekenis, na heelheid en tevredenheid, hy is die een wat dit kan bevredig. En die beste manier om dit reg te kry, is om soos Eugene Peterson dit noem, 'n aptyd vir God te ontwikkel, 'n dors na hom. Hoekom sê hy so? In The Message, vry vertaal, sê hy dit as volg: God is die kos en die wyn van die beste ete wat jy ooit sal eet. So vergelyk hy dit met Matteus 5 vers 6. God kom en hy ontmoet ons waar ons is, in ons behoeftes, in ons begeertes. Hy stuur ons nie eers weg om 'n paar veranderinge te gaan maak of 'n skepting te gaan haal sodat ons by die put kan uitkom nie. Nee, hy is maar te bly as ons behoeftes het, want dan kan hy daarby aansluit. En dit bevredig en 'n geleentheid skep dat ons 'n dieper dors na meer van hom bevredig kan word. En hoekom sou dit wees? Want verborge in al ons behoeftes en al ons begeerte is aptyd, 'n dors vir God, die een wat die ware lewe gee. In die verhaal wat ons gelees het in Johannes 4, sien ons vanuit Jesus se oogpunt, dat Jesus is op reis na Galilea in die noorde, en dan vat hy die kort pad deur Samaria, wat nie eintlik die gebruikelike roete is, soos wat daar aan die ooste kant van die Jordaanrivier is om die Samaritane juist te vermy nie. En dan moet ons onthou, die Jode het nie met die Samaritane geassosieer nie, en dit was wederzijds. Hulle onderlinge stryd het reeds meer as 7 eeue tevore begin, toe die noordelike ryk met Samaria as hoofstad deur die Assiriërs verower is. En 'n klomp Assiriërs het daar kom bly, wat tot grootskaalse ondertrouwerheid tussen die Jode en die Assiriërs gelei het, en dit het tot 'n gemengde godsdienst en 'n gemengde rassegroep in daardie gebied gelei. Die Jode van Juda, die suidelike ryk, het die Samaritane dus as 'n onsuiwer groep mense beskou en hulle gehaat, omdat hulle volgens die Jode hulle volk en hulle godsdienst verraai het. En daarom het die Jode uit hulle pad uit gegaan om Samaria en die Samaritane te vermy. En Jesus laat hom egter nie deur hierdie eeuwelange stryd van stryk bring nie. En as hy by die fontein 'n Samaritaanse vrou kry, dan vra hy vir haar water. Soos reeds genoem, deur dit te doen, streek hy 'n rassegrens van daardie tyd, sowel as 'n geslagsgrens oor. Mans praat nie met vreemde vroue nie, wat nog van 'n vrou met 'n ander nasie. En die interessante van sy gesprek met haar is, dat hy haar baie spesifiek vra om sy dors te les. Daardeur erken hy haar behoefte aan waardigheid, en hy gee vir haar die mag om iets vir hom te beteken. En as hy met hom terug begin praat, bied hy vir haar die lewende water aan. Iets waarin sy onmiddellik belangstel, alhoewel sy dit eers verkeerd verstaan. En op haar vraag na die regte plek van aanbidding,
Dan lei Jesus haar na 'n nuwe manier om God te aanbid. Nie meer in Jerusalem of Samaria nie, maar op enige plek, solank dit in gees en in waarheid geskied. En daarmee steek Jesus natuurlik saam met haar 'n derde grens oor, die godsdienstgrens. Hy steek dit oor na 'n nuwe plek waar almal voor God gelyk is en met hom in 'n geestelike verhouding kan leef. Na die afloop van die verhaal is dit treffend. Die vrou wat 'n verstoteling in haar eie gemeenskap was, die dat sy op die middag kom water skep het, gaan terug na die Samaritaanse gemeenskap en bring hulle na Jesus toe. En herstel eindelik die gemeenskap, nie net met God nie, maar ook tussen Jode en Samaritane. Jesus bevredig dus haar behoefte aan menswaardigheid, in gemeenskap met haar eie mense, maar ook aan die regte verhouding met God. As ons die verhaal uit die hoek van die vrou sou bekyk, dan klink haar storie so. Sy gaan skep water op die warmste tyd van die dag, 12 uur in die dag. Die vroue het normaalweg 2 keer 'n dag gaan water haal vir hulle huise, en daardie tyd, soggens en saans, wanneer dit koeler was. Maar hierdie Samaritaanse vrou, vermy dus die ander vroue van die dorp, miskien omdat sy verwerp gevoel het, of meer waarskynlik, omdat sy inderdaad 'n verworpene was as gevolg van haar leefstyl. En 'n verwerpte mense, weet ons mos, het 'n behoefte ook aan aanvaarding en gemeenskap met ander mense. Al sou hulle dit dalk wegsteek of 'n front voorhou, die feit dat sy saamgebly het met iemand op daardie stadium, verraai dat sy behoefte aan mense gehad het. Al was dit dan nou 'n opeenvolging van mans. As Jesus vir haar vra by die put na water, is haar eerste reaksie om hom weg te stoot met 'n verweer dat Jode nie met Samaritane praat nie, en mans nie met vroue in die openbaar nie. Maar 'n interessante ding gebeur. As Jesus vir haar antwoord en begin om God by haar behoefte uit te bring deur te sê, as jy geweet het wat God gee, soos ons in vers 10 gelees, dan raak sy naderhand geïnteresseerd en sy wil by hierdie vreemdeling leer, haar behoefte na meer bevredig. Eers toets sy nog vir die laaste keer sy vermoë, as sy sê daar in vers 12, jy is toch nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob nie. Maar soos Jesus haar al hoe dieper inlei in alles wat God haar kon gee, 'n fontein van water in haar binnigste, wat kon opborrel en vir haar die ewige lewe kan gee, dan raak sy leerbaar. En haar leerbaarheid lei haar tot 'n oorgawe aan Jesus se perspektief op God en die wyse waarop hy aanbid moet word. En as Jesus vir haar sê dat hy die Christus is, dan raak sy 'n getuie wat nie net teruggaan na die dorp toe en die waarheid oor haarself vertel nie, maar nog meer belangrik, Jesus as die Christus aan hulle voorstel. Dit is asof die ruimte in haar lewe vir God progressief verbeter en groter word deur 4 fases. Sy raak leerbaar, sy gee haarself oor aan Jesus, sy vertel die waarheid oor haarself en haar eie lewe, en boonop dit raak sy getuie. En nou moet jy mooi luister, want ons leer eintlik ongelooflik baie hieruit. Jesus sluit aan by haar behoefte aan aanvaarding, haar behoefte om mens in eie reg te wees, haar behoefte om ingesluit te word in 'n gemeenskap waar sy bly. En hy bevredig al die behoeftes oor en oor. Maar sy leer ook die Messias ken, die een wat haar diepste begeerte na God kan bevredig. En God laat water opborrel uit die fontein binne in haar, sodat sy in hierdie dorpie kan gaan getuig van die lewende water wat Jesus kan bring. En haar getuienis, dit maak die deure van die dorpie oop vir Jesus. Hulle reageer in gasvryheid en hulle nooi vir Jesus om 'n paar dae te kom oorbly en hulle raak op hulle beurt weer getuies. So staan dit ook daar, ons glo nie meer op grond van wat jy vir ons vertel het nie, want ons het self na hom geluister en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Johannes 4 vers 42. En dit gee ons 'n diep insig hoe die geestelike lewe werk. Van God se kant af sluit hy by die behoefte aan wat die vrou het na aanvaarding. En selfs in die geval van hierdie dorpie. En Jesus nooi haar uit, hy daag haar uit, hy moedig haar aan, hy vertoef by haar, sy kan reageer op die geskenk wat hy gee. En in die proses kom daar ruimte vir hom, in haar en in die dorpie se lewens. Dis wat sien ons in hierdie vrou, ons sien leerbaarheid, ons sien oorgawe, ons sien getuienis, ons sien praat die waarheid. En by die dorpie Sigar sien ons iets van gasvryheid en van getuienis.
Getuienis van die vrou en van die dorp se kant af, dat hulle ruimte maak vir God in hulle lewe, deur leerbaar te word, deur hulle oor te gee aan dit wat God deur Jesus vir hulle gewys het. Deur nie stil te bly oor die geskenk van die lewende water, wat God deur sy gees gee nie, deur die waarheid te begin omhels, as die enigste manier waarop gemeenskap herstel word, deur gasvryheid te wees en deur te getuig. En omdat die dinge so kragtig gewerk het in hierdie mense se lewens, het dit deel geword van die geestelike wysheid van die kerk. Die kerk het agtergekom, mense wat leerbaar word, mense wat hulle aan God gee, mense wat die waarheid begin praat, mense wat begin gasvryheid leef, is mense wat die lewende water wat God gee, ervaar as 'n fontein wat in hulle binneste opborrel. En het die kerk geleer deur al die eeue, as jy meer van God in jou lewe wil ervaar, is die dinge wat jy as geestelike gewoontes of dissiplines kan aanleer, sodat dit jou gedrag kan bepaal en jy ruimte vir God maak in jou lewe. Dit wil sê, as jy leerbaar is, as jy jouself oorgee aan God, en op 'n daaglikse basis, as jy die waarheid praat, as jy 'n gasvry lewe, dan gee jy vir God kans om sy werk in jou lewe te doen. En dit is wanneer die dinge lewenswyshede word, wat weer regtig die vrug begin dra, dat jou behoeftes bevredig word. Dat jy ook 'n fontein van lewende water weer verander word. En so word 'n mens met jou volle menswees en met jou spesifieke behoefte ingetrek in God se werk. En kom daar 'n ruimte dat hy ons lewens kan transformeer. Natuurlik is die dieptepunt van al ons begeertes eintlik 'n begeerte na God. Jy begin op die plek waar jy is, soos daardie vrou, by haar verworpe ervaring die middag by daardie put. As ook deur die ruimte wat daar in haar kom vir God se werk, in haar geval, haar leerwaarheid en haar oorgawe aan Jesus. En dit lei haar tot 'n nuwe waarheid en 'n nuwe getuienis. En haar diepste begeerte na God word bevredig. Want sy ontmoet die Messias. En dit is waarmee geestelike dissiplines ons gaan help. Om in ons begeertes en ons behoeftes aan God raak te sien en in die beoefening van spesifieke geestelike gewoontes ruimte te skep, dat hy ons lewe kan volmaak met lewende water vir ons, maar ook vir ander. My wens vir u in 2025 is dat God ons sal ontmoet in al ons omstandighede, selfs al voel ons verwerp of nie waardig om sy werk te doen nie. Dat hy ons sal ontmoet en dat ons leerbaar sal wees om vir jaar tot sy eer te groei. Dat ons altyd sal onthou hoekom ons hier is, nie net vir ons nie, maar bo alles vir hom. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons betree 'n nuwe jaar met nuwe uitdagings wat uitgestrek voor ons lê. Help ons Here om in elke geleentheid vir u te ontmoet. Help ons Here om leerbaar te wees, dat ons, soos hierdie Samaritaanse vrou, bereid sal wees om te luister, om aan onsself en ons eie wil en ons eie wete te sterf en na u te strewe. Here Jesus, ja, ons maak so baie foute, ons leef dikwels net ons eie lewens en ons doen wat goed is vir ons, maar ons vergeet van ander, o Here. Ander mense naby ons maak ons seer deur ons eie onbaatsigtige optrede. Vergewe ons, Here. Gee ons ore om te hoor en te luister en harte wat ontvanklik is en vol liefde. Wees met ons elke tree van elke dag in hierdie nuwe jaar en les ons geestelike dors met u druppels water. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. God die Vader sal u altyd lief hê. God die Seun sal u altyd genadig wees en God die Heilige Gees sal u altyd vertroos en lei in sy waarheid. Amen.